Plantland. Everything beautiful, we make life colorful. So nou, hoe maak ek spa of liewer tuin in 'n klein spasie, nie spasie in 'n klein tuin nie. Dis baie maklik. Stanley kan ons meer daaroor vertel. Maar Stanley Skuman hier by ons in die ateljee van Plantland The Wilds. Goeiemôre meneer Skuman. Goeiemôre. Nou ja, enige tuiste of 'n huis is 'n tuiste met 'n pragtige tuin as jy dit sekerlik het. Maar wat gebeur nou as ek nou nie spasie het nie? Ek het nou nie 'n groot tuin nie, net ek byvoorbeeld 'n klein stoepie. Ja. Hoe maak ek dit mooi? Ag Frans, kyk, ongelukkig, dit is maar 'n realiteit dat al ons tuine nou 'n bietjie kleiner word en al hoe meer woonstelle word nou gebou. Maar gewoonlik het woonstelle gewoonlik 'n patio area. En dit beteken natuurlik dat jy nou wel 'n klein tuintjie kan maak op daai patio. Deur middel van potte of slegs hangmandjies wat uit die dak uit hang, en daarin kan jy plante plant, jy kan kruie plant, jy kan selfs groente plant op jou patio. Mag net seker jy weet of jou patio redelik baie son kry, hoeveel sonlig hy kry, want dit gaan dan bepaal wat se tipe plante jy op jou patio gaan plant. En dan potte is eintlik, daar's 'n groot reeks daar buitekant. Jy kan speel met groottes, jy kan speel met vorms, daar's baie kleure daar buite en ek is seker daarvan jy sal 'n kleur kry wat wel by jou patio of jou tuin sal pas ook. Ek bedoel net nie soos 'n oerwoud lyk jy, of kan dit maar? Nee, dit moet. Dit moet. Yes, ja, as jy dis inkom mooi. hier, al die plante wat hang. Dis hy. Rampplante is ook seker mooi om te hê, nee? Verseker, Of nie ramp nie, maar daai wat hang. Dis hoekom ek sê uit die hangmandjies uit jou dak uit, dit ongelooflik mooi area kan jy skep, ja. So mens kan dit mooi maak al is dit klein. Yes, ja, nee, verseker. Stanley, wat gebeur as ek nou nie son het op my vertrek? Jy sê nou maar hy is neig suid of front suid die stoepie. Wat moet ek dan plant? Moet ek maar kyk na tipe plante wat geen son hoef te kry nie? Ja, Frans, ek dink is belangrik, soos ek nou gesê het, jy moet maar kyk hoeveel sonlig jy kry. Dan as jy die warm son het, gaan maar meer vir jou buitenshuise plante, wat op die warm son kan hanteer, maar anderstes as jy nou nie so baie direkte sonlig het nie, dan moet 'n mens kyk om meer bietjie indoor plante te doen. Wat jy kan plant op jou stoep. En wat jy moet seker kyk na koue en hitte en al die dinge, nee. Nee, verseker, ja. Kom ons kom bietjie by kunsmis uit en voeding en water. Hoe belangrik is dit om hulle nog steeds te voed? In die begin dink ek moet jy jou plante nogals redelik gereeld dophou. Want dit hang af wat se tipe potjie jy gebruik het op jou patio of jou hangmandjie of wat ook al, hang af of jy sonligheid kry. Dit gaan alles faktore wees van hoe vinnig jou pot gaan uitdroog. En dan moet 'n mens seker maak alright, moet ek hom 2 keer 'n week water gee, moet ek hom 3 keer 'n week water gee. So dit is 'n ding wat 'n mens moet gaan fisies kyk na en oplet daarna. En dan kunsmis, ons praat elke week daaroor, jy weet, daar's niks belangriker as kunsmis vir jou plante nie. Weer eens, elke keer as jy jou plant nat maak, dan was jy bietjies van daai voedingsstowwe uit die grond uit. En onthou jou plant absorbeer ook nog elke dag daai voedingsstowwe, want hy wil in die lewe bly. So ja, dis baie belangrik om jou plante voeding te gee met 'n goeie kunsmis wat ietsie van alles in het. Ja. Hoe belangrik is dit om gereeld jou plantjies uit te plant, Stanley, in verskillende potte, of as jy nou sien, hierdie worteltjies raak nou te kramperig hier binne in hierdie potjie. Yes, ja. Ek dink dit is belangrik, jy sal sommer sien, as jou plant begin stil staan of jou plant begin swaar trek binne in hierdie pot, dan weet jy dis nou tyd om hom oor te plant in 'n nuwe pot in. En dan sal hy nou weer vir jou nuwe blare en meer blomme en alles stoot. So weer eens, jy moet kyk na jou plante, jy moet jou plante dophou en mens moet oplet wat gaan aan op jou patio of Byvoorbeeld net hierdie mooi plant hier by Yes. ons. My blindblare. Watter tipe plante doen goed in potte? Man, ek het nou maar hierdie enetjie saamgebring, want dis een van jou maklikste plante om binne in 'n huis of buite 'n huis te hê. Hy kan lae lig, medium lig, hoë lig, hy kan alles hanteer behalwe nou direkte sonlig. Is jou spathiphyllum of anders ook genoem jou vredeslelie. Hy groei omtrent so 500 hoog, 500 cm of 500 mm by 500 mm, wat hy wyd word. Meeste mense koop hom in hierdie kleintjie as 'n geskenk, weet as jy nou siek was of wat ook al, dan kry jy nou so 'n ou geskenkie en dan kan jy mooi werk op jou patio se tafel. Maar dan moet 'n mens hom nie weggooi nie. Mens moet hom gaan oorplant in 'n groter pot. Want hierdie enetjie word, soos ek sê, hy word mooi groot, so hy kan 'n hoekie in 'n groot pot kan hy baie mooi opkikker en vir jou hoek laat uitstaan. Nou toe, vredelelie vir jou ook, hoor. Vredelelie vir jou. Ons gaan mekaar nou so goed. Vredelelie vir jou week wat voor lê. Nou ja, kry vir jou so 'n pragtige plante by plantland.co.za, kan jy aanlyn bestel of besoek een van hulle 4 takke in Pretoria.